En vir die ouens wat dalk sê, hulle sit op my plek, glimlag spesiaal. Ja. Ja, loof die Here. Ons is bly U is vanmôre hier. Dankie dat jy vanmôre gekom het. Mag die Here jou baie ryklik seën en mag jy beleef dat jy is op die regte plek. Amen. Mag sy Gees met jou wees. Loof sy naam. Nou ons het in die laaste paar weke, die laaste 3 weke of so, het ons gepraat oor Amos en ek wil graag vanmôre aangaan daarmee. En partykeer is dit so wonderlik om die woord te lees, maar partykeer konfronteer die woord ons. Sê bietjie vir jouself, ek is gereed om uit die troonkamer te ontvang. Kom aan, ek is gereed om uit die troonkamer te ontvang. En as die Here vanmôre hard en duidelik met jou praat, is dit nie omdat hy kwaad is vir jou nie, is omdat hy lief is vir jou. Amen. Sê bietjie vir jouself, die Here is so lief vir my. Die Here is so lief vir my. Die Here is so lief vir my. Amen. Ek kan dit self nie verstaan nie, maar hy het my lief. Amen. So, ek wil vir julle lees in Amos 5 vers 14 en 15. Kom ons hoor gou wat sê die woord. In Amos hoofstuk 5 vers 14 en 15. Hy sê, soek die goeie en nie die kwaad, sodat julle kan lewe. Hy sê, soek die goeie, nie die kwaad nie, sodat jy kan lewe. So die kwaad maak en beroof jou van die lewe. Is dit 'n goeie gevolgtrekking? Die God van die leerskare sal met julle wees, soos julle sê. Haat die kwaad en hê die goeie lief. Handhaaf reg in die poort, miskien sal die Here, die God van die leerskare, genadig wees aan die oorblyfsel van Josef. So, ek gaan nou nie weer die hele storie, as u nou die vorige 2 of 3 weke gemis het, kan u gerus daarna gaan kyk. Maar kom ons begin so. En kom ek sê vir u vanmôre, ons leef in 'n tyd waar alles eintlik aanvaarbaar word. Ons leef in 'n tyd waar alles wat almal doen eintlik maar reg is. En ons dink ons leef in 'n tyd waar mense self die reg het om te besluit wat is reg en verkeerd. Hulle doen wat goed is in hulle eie oë. Dis 'n tyd waar sonde en onreg maklik verskoon word. En as ek dit sê, moet ons ongelukkig ook erken, selfs in kerklike kringe. Ons moet erken, anders is dit nie eerlik nie, selfs in gelowiges se lewe. Maar die boek Amos is eintlik 'n harde oproep van God aan sy volk Israel. En as Amos hier profeteer, dan kom hy eintlik, en hoor mooi, hy kom sê wat God sê, vir wie? Vir wie? Vir God se volk, God se Israel. Hy kom en hy maak 'n oproep, nie op 'n heidense nasie nie. Hy kom nie en hy praat met mense wat daar ver is nie. Hy praat met hulle wat hier binne is. Pastoor, hierdie preek moet jy eintlik gaan preek daar by die polisiestasie. Luister, God begin altyd in sy kerk genesing bring. Altyd binne sy kerk. Maar hy praat met sy eie verbondsvolk om hulle te bekeer, om te draai, reg te doen en om werklik te dien. Amos praat hier namens God.
En hy sê, die Here sê, hy's moeg vir al hierdie leë aanbidding. Hy's moeg vir al hierdie godsdienstige rituele sonder opregte harte. Hy's moeg daarvan om na sy kinders te kyk en te sien hulle is ongehoorsaam. Amos, hier in Amos 5, hoor ons 'n duidelike oproep. Hy sê, soek die goeie sodat jy kan lewe. Soek die goeie. Nou, ek wil eerstens praat oor hierdie gedeelte. En hoor mooi. As Amos hier profeteer, dan kom sê hy eintlik wat God sê. Amen. Hy kom sê wat God sê. Nou sê hy vir die volk Israel, wat teen julle gehou word, is julle sonde. Nou, net voordat ons verder dink, net voordat ons verder gaan. Sonde in jou oë en sonde in die buurman se oë is verskillende goed. Kom ons sê gou vir mekaar, eenvoudig. Kom ons sê eenvoudig. Sonde is om God se doel en plan vir jou lewe te mis. Sonde is om nie God te eer deur jou lewe nie. Sonde is om te doen dit wat afbreek doen aan God se koninkryk. Sonde is nie hierdie rook en drink en vloek en wat ook al alles jy wil noem, soos wat ons altyd gehoor het nie. Sonde is om ongehoorsaam te wees. Raak nou stil hier. Weet jy wat? As ons kyk na die volk Israel, dan sien ons dat die Here praat met sy volk en hy sê, wat ek teen julle hou is hierdie godsdienstige vorm, hierdie uiterlike wat voorhou dat hulle godsdienstig is, maar innerlik is daar nie geloof nie. Amos sê, in Amos 5 vers 21-3, hy sê ek haat. Wie is aan die woord? God. Hy sê ek haat. Dis min dat jy in die Bybel lees dat God haat. Hy sê ek haat. Ek verwerp julle feeste. Kom ons stop gou hier. Wie die feeste ingestel? Hallo? Wie die feeste ingestel? God het vir hulle gesê, nou hou julle fees vir dit, en nou hou julle fees vir dat. So God self vir die feeste ingestel. Maar hy sê, as ek na julle kyk, dan haat ek dit wat julle doen, ek verwerp julle hy sê, ek wil julle musiek nie hoor nie. Daai koortjies wat julle sing, wil ek nie hoor nie. Hoekom? Is daar fout met die koortjie? Nee, daar is fout met jou hart wat dit sing. Wat 'n skokkende uitspraak. Die volk het godsdienstige feeste gehou. Hulle het fees gevier, hulle het offers gebring, hulle het lofliedere gesing, maar God sê, ek haat dit, ek verwerp dit. Hoekom? Hoekom? Want hulle het die goeie verlaat en die kwaad omhels. Hulle het in onreg gedeel en geleef. En in hulle omstandighede, hulle verhouding met God was nie net reg nie, maar hulle het armes verdruk. Hulle het die reg gebuig. En wat doen ons in vandag se terme as hierdie reg buig? Korrupsie. Hulle het die reg gebuig. En tog het hulle aangehou met hierdie godsdienstige vertonings. Hulle het aangehou om opvoerings te maak van wat hulle sing en hoe hulle leef. Luister, God kyk na die hart. Sondag lyk ons dan so mooi. Ons glimlag, daai glimlag word die hele week gebeere net vir vandag. Daai oë sprankel is in die week droog. Reinhard Bonke het altyd gepraat van submarine Christians. Vir
iewers dalk nog nie gehoor het nie. Hy sê, daai submarines, die hele week is hy daaronder, tussen al die vuilis en al die gemors en alles wat lelik en ongeregtig en sondig is. Maar hier, van Vrydag af, dan begin hy opkom. En al die duikbote het 'n periskoop. Nou kom hy periskoop so uit. En sondagmôre is hy helder. En is hy wakker. En kyk hy rond, hy maak die regte geluide. Hy gee die regte vertoning, maar daar's niks daar binne nie. En maandagooggend is hy weer daar. In die meer moderne tyd praat hulle van mense wat eintlik onder dekmantel leef. Mense wat geheime agente is. As God met die volk Israel praat, dan sê hy, hulle die uiterlike behou, maar hulle harte was ver van God af. Hulle harte was ver van die Here af. Nou kan ons vir onsself dink, Amos, toe jy hierdie goed geprofeteer het, hierdie 9 hoofstukke van Amos, was Amos nie in 'n goeie by nie. Hy het maar net 'n slegte tyd in sy lewe beleef. Nee. Weet jy wat? Skrif verklaar skrif. So, as jy iets iewers lees, en jy sien dit in 'n ander hoofstuk weer, en jy sien dit in 'n ander hoofstuk weer, dan sê dit vir jou, dis die Here wat praat. En in Jesaja 1 vers 13 tot 17, hoor ons dieselfde klank. Hy sê, bring nie meer nuttelose graanoffers. Dit is vir my 'n gruwel. Was julle reinig, julle haal julle bose dade van my oë weg. Leer om goed te doen, soek die reg, straf die verdrukker, help die wees, tree vir die weduwee in. Jy sien, hier hoor ons by Jesaja dieselfde tipe trant. Julle gee voor, maar julle is nie. Integriteit beteken in eenvoudige Afrikaans om dit in die geheim te wees wat jy sondaar is. Weet jy, dit is my vreemd. Dit is my baie vreemd dat ons so kan leef. Eintlik so dubbelhartig kan leef. Eintlik so lewe kan lei wat 'n Sondagoggend lewe is en die res van die week leef. Dis nie net Amos nie. Ons hoor dit in Jesaja, maar ons hoor dit ook in Hosea. Hosea 6 vers 6 sê, want ek het 'n behaag in liefde en nie net in offerande nie. In kennis van God, meer as brandoffers. Beteken dit God wil nie offers hê nie? Nee. Maar 'n offer sonder 'n hart. Is julle by? Wat help dit daar? Daar's daai liefde vir God is nie daar nie. Daai liefde vir die Here. God roep ons opnuut weer om na die goeie te soek, wat reg is in sy oë en om die kwaad te weerstaan. Nou, ek weet, party van ons is baie heilig. Ons dink so. Maar weet jy wat? Kom ons sê vanmôre vir mekaar. Wat my heilig maak, is nie my voorkoms nie. Wat my heilig maak, is dit wie ek is, as ek alleen by die Here is. Hy sê, ons met die kwaad moet ons haat. Dit wat verkeerd is, moet ons weerstaan. En kom ons, mag ek maar eerlik wees. Dis nie altyd maklik om baie goed te weerstaan nie. Nou nie julle nie, maar ander van ons. En ons het baie verskonings, en ons het baie maniere om onsself te regverdig. Het julle al agterkom?
Ons is maklik om 'n vinger te wys na ander, maar hy vinger is nie so maklik na ons toe nie. Hallo? Het is maklik om ander aan te kla, maar het is nie so maklik om myself aan te kla nie. Nou, baie keer, dan hoor ek goed. Baie keer kom mense en dan sê hulle, ja, ons gaan nie kerk nie, want die pastoor het ons nie gegroet nie. Van wanneer af is dit belangrik dat hy jou moet groet? Wat belangrik is dat die Here jou raak sien. Weet jy wat? Ek kan met eerlikheid vanmôre vir u sê, ek ag dit nie 'n gewoonte om net by mense verby te gaan nie. Maar as ek jou nie groet nie, is dit dalk omdat ek jou nie gesien het nie. Wat is, hy sê, weerstaan dit wat kwaad kan bring. En dit bring my uit by ons vir vandag. Amos bring 'n boodskap. Soek na die goeie, weerstaan die slegte, kom met 'n rein hart, sodat ek vir julle kan goed wees. En dit bring ons by vandag uit. Ons is nie meer deel van die Ou Testament nie. Dis waar, maar dit maak nie die Ou Testament se boodskap onklaar nie. Die Bybel sê in 1 Timoteus vir my, die hele skrif is deur God ingegee. En wanneer ons dink aan vandag, ons leef na die kruis van Jesus. En die kruis, dit wat Jesus aan die kruis bewerkstellig het, is eintlik die vervulling van ware geregtigheid. Wanneer ons hierdie woorde hoor, soek die goeie en nie die kwaad nie. Besef ons dikwels, ek is nie so wonderlik as wat ek wil voorgee nie. Kom ons sê vir mekaar, baie keer raak ons kwaad vir goed. Nou nie jy nie, maar iemand wat daar naby jou sit. Baie keer raak ons kwaad. Baie keer gebeur daar goed. En voor jou kon kry, dan die ou Adam opgestaan. En wanneer ons hierdie woorde hoor, soek die goeie en nie die kwaad nie, dan besef ons maak ook foute. Wie van ons is sonder foute? Wie van ons is vlekkeloos? Wie van ons is perfek? Net soos Israel probeer vandag se mense ook iets voorhou. Dit gaan goed met my, maar eintlik ellendig sleg. Hallo? Ons probeer partykeer deur ons eie idees om goedheid op te stel of om godsdienstig te lyk sonder dat my hart regtig eg is. Ek wil vanmôre vir u sê, as God na jou kyk, kyk hy nie na wat jy doen nie. Hy kyk na die motief van jou hart. Weet jy, partykeer dan dink ons, ek nou vanmôre gehoor, Pastoor Leon sê, kom, ons gaan opstaan, dan gaan ons die Here loof en prys en eer. En dis reg. Maar weet jy wat? Wat beteken lof aan God? Lof aan God is, ek bring eer aan hom, aan wie ek behoort. As ek nie aan hom behoort nie, behoort hierdie koortjies niks te beteken nie. Ek kan die mooiste stem hê. En ons sien dit baie keer in Suid-Afrika ook. Die ouens met die mooiste stemme, man, hulle kan vir jou liedjies sing. Dis so mooi, selfs 'n engel sukkel om by te hou. Maar lof van die Here beteken, in Christus is ons nuwe mense, met nuwe harte, met harte wat opreg is, met harte wat eerlik is, want God kyk na die hart. Jesus is die een wat volmaak die goeie gesoek het. Hy is die een wat kwaad weerstaan het. Hy is die een wat opgetree het en geleef het in hierdie wêreld sonder sonde.
Kan ons vanmôre vir mekaar sê, as ek 'n voorbeeld soek om na te volg, Jesus. Hy's my perfekte voorbeeld. Maar weet jy wat? Hy's nie net die een wat ek kan navolg nie. Hy's ook my verlosser. Hy's my saligmaker. Hy's my redder. Hy's die een wat my verlos het van my sonde, wat my sonde op hom geneem het en in terwille van my gesterf het. Hoor wat sê 2 Korintiërs 5. Hy sê, hy wat geen sonde geken het nie. Hy is vir ons sonde gemaak. So, hy wat geen sonde geken het nie, het in my plek en in jou plek sonde geword, sodat ons kan word die geregtigheid van God in Christus. Sodat hy wat geen sonde geken het nie, hy het in my plek al ons sonde op hom geneem, en hy het in my plek betaal vir die sonde, sodat ek kan wees as ek in hom is, reg in die oë van die Here. Reg in die oë van die Here. Jesus is nie net 'n voorbeeld nie. Jesus is my plaasvervanger. Hy's die een wat in my plek gaan sterf het. Hy's die een wat die prys betaal het. En in hom leef ek. In hom beweeg ek. Amen. In hom is ons hele menswees opgesluit. Weet jy, ware geloof gaan nie daardeur dat ek perfek leef nie. Ware geloof gaan oor my lewende verhouding met Jesus Christus. En ek sou oneerlik wees as ek dit nie sê nie. Luister, as jy waarlik 'n kind van die Here is, gaan dit nie oor jou perfektheid nie. Dit gaan oor jou innige verhouding met Jesus Christus. Dis wat Jesus geleef het. En hy roep ons om in hom ook so te leef. Hoor wat sê Galasiërs 2 vers 20. Hy sê, ek is saam met Christus gekruisig. Dit beteken, ek leef nie meer nie. Maar Jesus Christus leef nou hier in my. Gaan nie meer oor my nie. Gaan nie oor my korrektheid nie. Ware geloof gaan oor my lewende verhouding met Jesus Christus. Nou wil ek hier oproep. Leef nou in die lig. Wie's die lig? Wat het Jesus gesê? Ek is die lig van die wêreld. Nou leef in daardie lig. Soek die goeie, weerstaan die verkeerde. Dis baie duidelik. Nou in Christus is ek nie meer die doulos, 'n slaaf nie. Ek is nie meer iemand wat getrou navolg dit wat verkeerd is nie. Het jy al mooi gedink? Ek is nie meer 'n slaaf nie. Wat beteken dit? Hoe leef 'n slaaf? Hy leef op die opdragte van sy meester. Dis 'n slaaf. Maar kan ons vanmôre vir mekaar sê, ek en jy is nie slawe van die verkeerde nie. Wat beteken dit in fisiese gewone Afrikaans? Weet jy wat? Kom ons sê gou vir mekaar. Verskillende mense het verskillende goed waarmee hulle struikel. Kan ek dit weer sê? Verskillende mense het verskillende goed waarmee hulle sukkel. Hoe gaan ek dit noem sonder om jou aan te vat? Party ouens sukkel om hulle oog van die bottel af te hou.
Daai borrel maak hom 'n slaaf van die borrel. En ek gaan nie eers by die redenasie uitkom nie. Ander ouens het weer sulke los oogies. Hulle gaan net so. Luister, kom ek sê vanmôre vir jou. As ons in die lig leef, is ons nie meer slawe van die begeertes van hierdie wêreld nie. Ons is nie meer 'n slaaf nie. Ons is nie meer slawe nie. En die oproep van Amos sê, soek die goeie. En dis nou ons lewenspad wat oop is vir elke gelowige wat in Christus Jesus is en gelei word deur die Heilige Gees. Luister, jy kan nie in Christus wees en gelei word deur die Heilige Gees en nog steeds 'n slaaf wees. Dit is nie moontlik. Maar wat sê Romeine 12? Hy sê, laat liefde sonder geveinsdheid wees. Nou, baie keer is dit goed vir ons moeilik om te verstaan. Wat beteken geveinsdheid? Laat jou liefde sonder hipokrities wees. Dis die Griekse woord, hipokrities. Wat is dit in Engels? In Engels is dit hypocrite, in Afrikaans dubbelhartig, dubbelsinnig, verdeeld, geveinsd. Verafskuw wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Hy sê, laat liefde eerlik wees, sonder daai hipokrit gees. Wat jy sien is wat jy het. En verafskuw wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Hy sê in Efesiërs 5, sê hy vir ons, hy sê, vroeër was julle in die donker, maar nou is julle lig in die Here, in Jesus Christus. Wandel soos kinders van die lig en moenie fellowship hê met die onvrugbare werke van duisternis nie, maar bestraf dit liewer. Luister, ek het in die begin van my geestelike lewe het ek iets geleer. Gelukkig. Jy moet met jouself praat. Ek bekeer niks. Ek sien dit in die Bybel ook. Dawid het ook met homself gepraat. En as jy byvoorbeeld iemand is wat mismoedig en negatief en pessimisties en krities en sinies is, moet jy met jouself praat. Vir jouself sê, nee, jy moet soos Dawid kom en sê, kom aan! Kom Gees, rig jou op en loof die Here. Ek lees dit in Psalms. Jy moet vir jouself. En weet jy wat? Party ouens sukkel met vergifnis. Iemand het jou benadeel, iemand het jou daarna gekom in die rug gesteek, jou ontneem van 'n geleentheid. Luister, elke keer as dit in jou gedagte kom, sê nee, ek het besluit. Ek het vergewe. Ek het vrygespreek. Kom aan, ek gaan dit nie weer vertroetel nie. Vyand, jy kan maar gaan. Ek wil vanmôre vir jou kom sê, ons was in die duisternis. Ons was in die duisternis. Ons was in die duisternis. Maar nou is ons in die lig. Ons wandel in die lig. Ons wandel soos kinders van die lig. En ons hou nie fellowship met die onvrugbare werke van duisternis nie, maar ons bestraf die duisternis. Hoe kan jy die duisternis bestraf as jy nie sê nie? Hallo? So ek en jy word geroep om eerstens die goeie lief te hê. Wat beteken dit om die goeie lief te hê? Om geregtigheid te doen, om medelee te hê, om die reg te bevorder, ja, maar die belangrikste is om eerlik met die Here te wees. Tweedens, ons word nie net geroep
om die goeie lief te hê nie, maar die teendeel is ook die waarheid. Ons word geroep om die verkeerde, die sonde te haat en te weerstaan. Luister, ons is in hierdie wêreld, maar nie van hierdie wêreld. Ons is in hierdie wêreld, ons kan nie weg nie. En ek en jy is lig. En weet jy wat? Die lig is in my. Is julle hier? Die lig is in my. So waar ek gaan, daar gaan lig saam met my. As ek in 'n donker plek inkom, word dit, want die donkerte kan nie die lig weerstaan nie. Die donkerte kan nie die lig insluk nie. Dit maak nie saak hoe klein die liggie is nie. In 'n donkerte word die donkerte, al is dit min lig, dit word lig. So, hy sê, ek en jy word geroep om die goeie lief te hê. Tweedens, ons word geroep om die verkeerde te weerstaan en om lig te wees. Derdens, ek en jy word geroep om in Christus te wandel. Om in Christus. Luister, ek en jy op ons eie kan dit nie maak nie. En dis hoekom ons liedjies sing soos I need thee Lord, I need thee. Ons kan nie sonder hom nie. In Christus wandel ons. En weet jy wat? Omdat ek besef dat ek het voortdurend die Here nodig, daarom kan ek nie hooghartig wees nie. Ek is nederig. Ek besef waar my afhanklikheid is. Ek besef dat ek die Here nodig het. Ek besef dit. Ek leef in nederigheid, ek leef in liefde, ek leef in gehoorsaamheid. Hoor wat sê Psalm 34 vers 14. Hoor wat sê hy. Hoor wat sê hy. Hy sê, wyk af van die kwaad en doen goed. Soek vrede en jaag dit na. Is dit nie dieselfde boodskap wat reg weer loop nie? Soek die goeie, weerstaan die verkeerde. Dis die boodskap, dis die Bybelse boodskap. Hoor gou wat sê Jakobus 4 vers 7. Onderwerp julle dan aan God. So ek plaas myself ondergeskik aan hom. Ek weerstaan die duiwel en die duiwel sal van my wegvlug. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Is julle hier? Die goeie beteken nie net dat ek dit bloot moraliteit is nie. Goeie beteken om in 'n verhouding met Jesus Christus te leef. Luister, die krag van my lewe kom deur twee dinge. Eerstens my verhouding met die Here en tweedens deur die krag van die Heilige Gees. Ek wil vanmôre vir jou sê, en hiermee wil ek afsluit. Hy sê, jy moet die goeie soek en die verkeerde, die kwaad, die ongeregtigheid, die sonde moet jy weerstaan. Hoekom? Hoekom? Amos sê, sodat julle kan lewe. Sodat jy kan lewe. Hoor wat sê Deuteronomium 30. Hy sê, die lewe en die dood het ek jou voorgehou. So die Here kom eintlik vanmôre en hy sê, ek hou vir jou voor die dood en die lewe. Kies dan, wat wil jy hê? Lewe of dood? Ek hou dit vir jou voor. Maak 'n keuse. God se oproep aan Israel was nie net 'n waarskuwing nie, maar God se oproep aan Israel is eintlik 'n uitnodiging. Kom ek nooi julle, ontvang lewe. Dis 'n uitnodiging tot die lewe. In Christus bied hy ons nie net die kans om ons te konfronteer nie, maar in Christus beskerm hy ons nie net die verkeerde nie. Dis nie net dat ek moreel moet verbeter nie. Nee. Jesus sê, ek het gekom sodat jy lewe
en lewe in oorvloed kan hê. Jesus sê, ek kom, in 1 Korintiërs sê, ek het gekom om vir jou nuwe lewe te gee. As iemand in Christus is hy nie meer die ou mens nie. Kyk, alles het nuut geword. 'n Nuwe lewe, 'n ewige lewe, werklike vreugde, werklike blydskap. Wat sê Johannes 10? Ek het gekom sodat hulle lewe kan hê en dit in oorvloed. Dit in oorvloed. Ek wil vanmôre jou vra. Jy wat hier is, jy's nie toevallig hier nie. Het jy al werklik jou lewe aan die Here toegewy? Kan ek jou vanmôre vra, het jy al op 'n plek gekom waar jy sê, Here, ek wil nie meer leef soos die res nie. Ek wil vir U leef. Weet jy wat? Om daai besluit te neem, daai keuse te maak tussen lewe en dood, is jou keuse. Maar daai keuse, die Here wil eintlik vir jou sê, jy kan kies, jy kan of die goeie soek of die kwaad. Jy kan jou lewe uiterlik al hierdie mooi goedjies doen, maar innerlik is jy mors dood. Kan ek vanmôre vir jou in alle eerlikheid vra? Kan ek vir jou in alle eerlikheid vra? En ek bedoel dit uit my hart uit vanmôre. Is daar goed in jou lewe waarvan jy ontslae moet raak? Weet jy, kom ons sê vir mekaar, dis nie so moeilik nie. Partykeer doen ons goed en ons weet vir ons heilige siel, hierdie is nie reg nie. Maak nie die saak wat dit is nie. Partykeer is dit die manier hoe jy jou man of jou vrou hanteer, of jou kinders hanteer. Partykeer, dan weet jy, wat ek nou doen, bring skade. Maar jy hou nie op nie. Die Heilige Gees wil eintlik vanmôre vir jou sê, wil jy nie op 'n plek kom, waar jy Christus se genade vir jou lewe aanvaar? Wil jy nie op 'n plek kom, waar jy sê, Here, U genade is vir my genoeg. Ek kies die lewe. Ek kies die goeie. Derdens, ek wil jou vra, kan jy nie 'n nuwe lewe lei, waar jy voortdurend in kontak is met die Here nie? Dis so lekker. En ek is alles behalwe volmaak. Maar weet jy wat? Hierdie laaste paar dae, ek het dit gister of eergister vir my vrou gesê, raak ek in die oggend wakker, dan is daar 'n liedjie wat in my hart speel. 'n Liedjie wat my ouma gesing het. Wat sê, te wees soos Jesus. Ek verlang om te wees soos hy. So rein en heilig, so sag en nederig. Ek verlang om te wees soos hy. En weet jy, dan gaan die dag aan en kort, dan as daar goed gebeur, of kort, wanneer ek sukkel, dan sê ek, Here, help my. Here, gee my insig en wysheid en kennis en begrip. Here, maak 'n deur oop. Here, ons het U nodig. Heeldag. Vanaand as ek my kop neerlê, en na alles wat ek gedoen het, voor ek in die slaap raak hierdie laaste paar dae, te wees soos Jesus, te wees soos Jesus, ek verlang te wees soos hy, so rein en heilig, so sag en nederig. Ek verlang om te wees soos hy. Ek het nie daarvoor gevra nie. Ek
Ek het nie daaraan gedink nie. Maar in die laaste paar dae, in die môre as ek wakker word, dan speel dit in my gemoed. Vanaand as ek gaan slaap, die laaste ding wat in my binneste sing. Sien, dit gaan nie oor ek volmaak is nie. Vra maar my vrou en my kinders, ek is nie so volmaak nie. Maar dit gaan oor in Christus. In hom is die goeie te vind. Ek wil jou vandag vra, wil jy nie 'n keuse maak nie? Wil jy nie vandag vir die Here sê, ek wil kies. Ek kies lewe. Ek kies die goeie. Ek kies vir my daai vreugde, daai blydskap. Net daar wie is, kom, ek wil vanmôre vir jou vra, kies die lewe. Die Here hou eintlik vanmôre vir jou voor. En hy vra, maak 'n keuse. Net daar wie is, vergeet van almal en alles rondom jou. Los maar jou vrou of jou hand, jou man se hand. En net daar wie sit sê, Here, ek kies lewe. Ek kies die goeie. Here, vergewe my vir die goed wat ek in my lewe toelaat. Here, help my. Here, maak my hart 'n hart wat U liefhet. Here, gee my 'n hart wat 'n liefhebber is van die goeie. Here, stel my in staat om die verkeerde, die ongeregtigheid, die sonde te haat, soos wat U dit haat. En om die reg lief te hê, soos U dit liefhet. Dankie Jesus, dat U nie net ons voorbeeld is nie, maar dankie dat U ons verlosser is, ons saligmaker, ons redder, en in U is alles. Alles is in U te vind. Help ons om in U te wandel, om in die lig te wandel, en nie terug te keer na die duisternis nie. Laat ons kies om te leef. Laat ons hierdie lewe en lewe in oorvloed ontvang, wat Jesus vir ons kom beloof het. Hier is ek, Here. Ek kom gee oor. Kom vergewe my. Kom reinig my. Kom heilig my. Kom was my. Kom maak my skoon. Kom maak my rein in hierdie oomblik. In Jesus naam. Dankie vir die bloed van Jesus. Dankie vir die bloed van Jesus wat aan die kruis het van Golgotha vir ons gevloei het. Here, ons wil vanmôre wil ons voor U kom buig. Dankie dat daar die bloed nie net my verlos en my bevry, maar mag daai bloed ook my beskerm, my bewaar van die ongeregtigheid. En ons eer U daarvoor. Amen.